Goeiedag en welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons is besig met 'n in-diepte Bybelstudiereeks oor om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons is al by les 10 en ons bespreek hierdie week volmaak in Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oomblik weer eens in U woord kan delf. Maar Heer, terwyl ons in U woord gaan studeer, vra ons dat die Heilige Gees ons sal lei, sodat dit wat ons hier leer, toepassing kan vind in ons lewe. Heer, help ons om ons geloof uit te leef, help dat ons hand in Christus se hand sal sit, en help ons dat die waarheid in ons lewe sal seëvier, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons geheeteks hierdie week kom uit Kolossense 2 vers 16 tot 17. En daar staan geskrywe: laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Was jy al ooit gevra hoekom jy die Sabbat hou? Dalk was selfs hierdie geheeteks van hierdie week as bewys daarteen gebruik. Tog was die tekvers nie geskryf om die 4de gebod na te verwys nie, maar as antwoord op dwalinge wat deur valse leraars die kerk ingebring is. Wat was hierdie dwalinge? Eerstens word die valse leringe beskryf as wysbegeerte of as oorleweringe van mense. Die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie, volgens Kolossense 2 vers 8. Dit verwys ook na die besnydenis en na die hou van Joodse feeste volgens Kolossense 2 vers 11 en 16, saam met die Joodse reinigingsrituele en reëls met betrekking tot voedsel in Kolossense 2 vers 16 tot 21. En om nie aanbidding van engele na te streef nie, volgens Kolossense 2 vers 18. En laastens is dit op die gebooie en leringe van mense gemik, wat moontlik asketiese praktyke ingesluit het volgens Kolossense 2 vers 22 en 23. Hierdie valse leraars was duidelik godsdienstig en opreg, maar ook hulle het die evangelie verkeerd verstaan. Hierdie week gaan ons kyk hoekom dit gebeur het. En ons sal sien hoekom die geheeteks niks met die onderhouding van die 7de dag se Sabbat te doen het nie. Geloof in Jesus bring vir ons groot seëninge. Benewens die vergifnis van ons sondes ontvang ons vertroosting, wysheid en meer. Paulus nooi ons om in daardie geloof gewortel te wees, sodat ons bome kan wees wat goeie vrug dra vir die koninkryk van God. Dit waarsku ons ook hoe ons moet wortel skiet. Nie gebaseer op menslike filosofieë en teorieë nie, maar slegs op die lewende woord van God. Ons gaan in ons studie eerstens kyk na die voordele van geloof, en daaronder gaan ons kyk na vertroosting, lof en orde. Dan gaan ons ook kyk na gewortel in Christus, die skuldbrief van verordeninge aan die kruis vasgenaal. Dan ons tweede hoofpunt is probleme wat geloof skud. En daar gaan ons kyk na feeste, nuwe maane en sabbate, en dan ook na gebooie van mense. Kom ons kyk eerstens na ons eerste hoofpunt, die voordele van geloof. Daar soos 'n vraag gevra in Job 28:12, waar word wysheid gevind? Waar woon insig? In Kolossense 2 vers 3 antwoord dit: in Christus is al die skatte van wysheid en kennis verborge. Kom ons kyk eerstens na troos, lof en orde. Kolossense 2 vers 5 sê: al is ek nou nie persoonlik daar by julle nie, is ek nog in die gees by julle, en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig vasstaan. Alhoewel hy nie persoonlik die kerk van Kolosse geken het nie, het Paulus geweet dat dit deur valse leringe bedreig word, volgens Kolossense 2 vers 1 en 4.
Kolossense 2 vers 1 sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Kolossense 2 vers 4 sê, dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Om hierdie rede skryf hy aan hulle met 3 duidelike doelwitte wat hulle sal help om hierdie gevaar die hoof te bied. En hierdie 3 doelwitte sien ons in Kolossense 2 vers 2. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. Die 3 doelwitte wat Paulus hier uitlig is, dat hulle harte bemoedig mag word. Die tweede ene is, en in liefde verenig mag wees. En die derde doelwit, sodat hulle die volle rykdom van die volkome begrip mag hê. Sodat hulle die verborgenheid van God mag ken, naamlik Christus. Die Griekse woord parakletheosin beteken vertroos of saamgevoeg in Kolossense 2 vers 2. Paulus se begeerte is nie net om die gelowiges in Kolosse te help om die valse leerstellings te herken nie, maar ook om hulle in die Christelike liefde te verenig. Beide werkwoorde dui Paulus se vertroue aan dat hierdie sendbrief die doel sal bereik waarvoor dit bedoel was. Voordat die valse leringe geïdentifiseer word, is daar 'n dubbele aanbeveling vir die Kolossense. Hulle het goeie orde en hulle is standvastig in geloof, volgens Kolossense 2 vers 5, en daar staan geskrywe, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien, en die standvastigheid in julle geloof in Christus. Die Griekse term taxis, wat as orde vertaal is, word in die Nuwe Testament gebruik om na die priesterlike orde van Aaron te verwys, in Lukas 1 vers 8, en daar staan geskrywe, en terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien en die beurt van sy afdeling. Ook in Hebreërs 7 vers 11, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterampt was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. Waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? En dan verwys dit ook na Melchisedek in Hebreërs 5 vers 6, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Julle kan ook gaan lees in Hebreërs 6:20, Hebreërs 7:11 en vers 17. Maar hier pas Paulus dit op die ordelikheid in die kerk toe. In 1 Korintiërs 14:40, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan, sê Paulus. Wat ook Kolossense 2 vers 1 tot 7 insluit. Soms is daar 'n neiging om kerkorde en kerklike organisasie as net 'n geestelike instansie met geen teologiese belange te beskou nie. Die orde waarna Paulus hier verwys, beteken orde in die erediens en in die verskeie aktiwiteite van die kerk. Daar moet leierskap en verdeling verantwoordelikheid wees in die kerk. Aktiwiteite moet met nodige dekorum uitgevoer word ensovoorts. Dit sal lei tot 'n beter verkondiging van die evangelie en sal hulle teen sekere dwaalings beskerm. As gevolg van die korrekte leringe wat die Kolossense van Paulus se bondgenote ontvang het, was hulle geloof onwankelbaar. Dit kan nie wankel nie, omdat dit op 'n soliede Bybelse fundament rus, wat, indien hulle getrou bly, hulle sal beskerm teen dwalinge wat deur die valse leraars aanbeveel word. Wat het jy al ondervind met betrekking tot die behoefte aan orde in jou eie geestelike lewe? Antwoord dit vir jouself. Ons tweede punt is gewortel in Christus. Ons lees in Kolossense 2 vers 7. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Ons verkry verlossing deur 'n persoon te aanvaar, nie deur leerstellings te aanvaar nie.
Kolossense 2 vers 6 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Hierdie is egter noodsaaklik. Paulus vermaan ons om in Christus te wandel, soos julle geleer is, volgens Kolossense 2:7. Ons ontvang redding deur 'n persoon te aanvaar en nie net 'n versameling van leerstellings nie. Maar deur Christus te aanvaar, sluit ook in om al sy leringe te aanvaar, soos deur die apostel en profete in die Bybel aan ons gegee word. Lees maar gerus self Efesiërs 2 vers 20. Soos ons met Jesus wandel, is ons in hom gewortel. Ons is metafories geplant om sy roem te vermeerder. Jesaja 61:3 sê vir ons, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad, vir as, vreugdeolie, vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte, dit is bome van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ons is bome wat aan Jesus en sy leringe vashou. Psalm 1 vers 3 sê dit ook, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou daar is 2 tipes leerstellings. Eerstens, volgens Christus en sy leer wat in die Bybel opgeteken is. Ons word versterk in die geloof en oorvloedig in danksegging, Kolossense 2 vers 7. Die tweede tipe leerstellings is volgens filosofie en leesubtiliteite, volgens die tradisies van mense. Ons word mislei, geoordeel en van ons beloning beroof. Kolossense 2 vers 8 sê, pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorleweringe van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Kolossense 2 vers 16 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maand of Sabbat nie. Kolossense 2 vers 18 sê, laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees sy vleeslike gesindheid. Kom ons beweeg aan na die volgende punt, die handskrif van verordeninge aan sy kruis vasgenaal. Ons lees in Kolossense 2 vers 14. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker. Hy het dit vergoed weggeneem. Kolossense 2 vers 14. Abraham het sy verbond met God deur die besnydenis bekragtig. Genesis 17:11. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Ons bekragtig ons verbond met Jesus deur die doop, wat die besnydenis van Christus is. Kolossense 2 vers 11 tot 12 sê, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Dit impliseer dat fisiese besnydenis nie meer nodig is nie. Nadat hy hierdie punt verduidelik het, praat Paulus van Jesus se werk aan die kruis. Wat het Jesus bereik? Hy het ons lewe gegee en ons sondes vergewe. Kolossense 2 vers 13 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Hy het die wettige skuld wat teen ons gestaan het, uitgewis. Kolossense 2:14 sê, en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en uit die weg geruim het, deur dit aan die kruis vas te naal.
Hy het oor die magte en owerhede van die bose geseëvier, volgens Kolossense 2 vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Efesiërs 2 vers 14 tot 15 sê, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Hier die tekste verduidelik dat die verordeninge of die vereistes wat teen ons was, die seremoniële wet was, wat 'n muur van skeiding tussen Jode en heidene gevorm het. Om hierdie rede hoef ons nie meer bekommerd te wees oor die nakoming van die rituele wette van die Ou Testament nie, wat hul vervulling en einde in Christus gehad het. Kom ons gaan na ons volgende hoofpunt toe, probleme wat geloof skud. Ons kyk eers daarna feeste, nuwe maande en sabbate. Ons lees in Kolossense 2 vers 16, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikste feeste of die nuwe maansfees of die sabbatdag moet vier nie. Saam met die besnydenis was daar ander punte wat Jode van heidene onderskei het, godsdienstige rituele en feeste. Paulus het reeds die rol van die besnydenis duidelik gemaak. Nou dui hy die uitdrukking, moet nie dat iemand vir julle voorskrywe nie, volgens die gevolge van die uitdelging van die skuldbrief, die seremoniële wette. Dit is nie meer 'n vereiste vir verlossing om die godsdienstige rites en feestes te onderhou nie, aangesien Jesus dit vervul het deur sy dood aan die kruis. Matteus 27:51 sê duidelik, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo na onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Dit was die einde van hierdie seremoniële wette. Dit was die einde van hierdie rituele en feeste. Paulus haal blykbaar ook Hosea 2 vers 11 aan, wat sê, en ek maak 'n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maande, haar sabbate, ja, al haar feestdae, om die hele seremoniële stelsel van die heiligdom in een sin op te som. Dit impliseer dat die sabbate wat hier genoem word, die 7 rituele sabbate is, wat nagekom word ongeag die dag van die week waarop hulle geval het. En nie die weeklikse sabbat nie, ingesluit in die morele wet, universeel en van toepassing op almal, Jode en heidene nie. Dis nie waarna Paulus hier verwys het nie. Kom ons kyk na gebooie van mense. Kolossense 2 vers 22 sê, wat alles bestem is om deur die gebruik te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense. Die valse leraars na wie Paulus verskeie kere in sy brief verwys, was Jode wat geleer het dat dit nodig is om die Joodse wet te onderhou om gered te word. Ons sien dit in Handelinge 15 vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Ook in Handelinge 15:5. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Hierdie wette het ook baie voorskrifte ingesluit wat deur die rabbies ingestel is. Laat ons Paulus se redenasie volg. In die doop het ons saam met Christus gesterf vir die eerste beginsels van die wêreld, en nou leef ons vir Christus. As ons aanhou om ons te kommer oor byvoorbeeld seremoniële onreinhede, leef ons nog asof ons aan die wêreld behoort en hou ons besig met dinge wat deur die gebruik vergaan, volgens Kolossense 2 vers 20 tot 22, en daar staan geskrywe, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterwe het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense.
Paulus maak egter duidelik dat hierdie dinge vir die Jode wat daaraan gewoond was 'n sekere uiterlike of selfopgelegde godsdienstige waarde kan hê, maar dat dit geen krag het om die hart te verander nie. Kortliks, ons moet ons laat lei deur die leer van die skrif, wat deur God geïnspireer is, en nie deur menslike filosofieë en redenasies nie. Dwars deur die Christelike kerkgeskiedenis het Bybeldeskundiges aan versoeking toegegee om godsdienstige uitsprake te maak en hulle self die rol van die Heilige Gees toe te eien om sodoende gelowiges te lei oor wat hierdie teksvers beteken. Christus is self die fontein van Bybelwaarheid soos deur Paulus en ook al die ander Bybelauteurs geleer was. Hoe kan ons seker maak, ons verstaan dat ons enigste fondament om gered te word is deur wat Christus vir ons gedoen het, buite onsself in die plek van onsself, afgesien van wat hy ook al in ons doen? Antwoord daai vraag vir uself. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Our Higher Calling, November 21. Die Christen word vergelyk met die seder van Libanon. Ek het gelees dat hierdie boom nie net 'n paar kort wortels in sagte grond uitstuur nie. Hy stuur sterk wortels diep af in die aarde en dring al verder en verder af op soek na nog stewiger houvas. En in die geweldige rukwinde van die storm staan hy vasgehou deur sy netwerk van wortels daaronder. So slaan die Christen sy wortels diep in Christus. Hy het geloof in sy verlosser, hy weet in wie hy glo, hy is volkome oortuig dat Jesus die Seun van God en die verlosser van sondaars is. Die wortels van geloof dring diep af. Ware Christene, soos die seder van Libanon, groei nie in die sagte oppervlakkige grond nie, maar is in God gewortel, vasgeanker in die klowe van die bergrotse. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie waarhede wat in U woord opgeskryf is. Ek bid, Here, dat ons altyd die woord hoër sal ag as menslike leringe. Dankie vir hierdie waarhede wat ons laat vas staan in Christus. Heer, help ons en lei ons deur middel van die Heilige Gees om meer en meer in Christus te wees. Help ons om die wêreld af te sterf, om 'n nuwe lewe in Christus te leef. Help ons om daagliks aan Jesus vas te klou. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.